Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend net, Here, U teenwoordigheid kan ervaar, Here Jesus. Dankie dat ons vanoggend weet, Here, U is almagtige God, Here Jesus. Here, dankie vir U eerste liefde vir ons, Here, dat U ons so lief gehad het, dat U bereid was om U seun Jesus vir ons te stuur vanoggend. Here Jesus, waar ons vanoggend in hierdie Kerstyd ingaan en Christusfeestyd ingaan, Here, bid ek net, Here Jesus, dat U ons elkeen sal herinner aan wat U vir ons gedoen het, Here Jesus. Here, dankie vir die genade en die liefde, dankie vir die oorwinning wat U vir ons elke dag gee, Here. Dankie dat ons vanoggend kon opstaan in U teenwoordigheid, Jesus. Hemelse Vader, ek kom net vanoggend en ek wil hierdie diens vanoggend in U hande oorgee. En ek wil vra, Here Jesus, dat U vanoggend, Here, ons harte sal kom inraak, Here Jesus. Papa Vader, ek het 'n verwagting, Here, dat wanneer ons vanoggend hier uitstap, Here, ons nie dieselfde sal wees as ons hier ingekom het, Here Jesus. Dat ons sal verstaan hoe belangrik dit is om U eerste in ons lewe te stel, hoe belangrik dit is om God deel van ons daaglikse lewe te maak, Here Jesus. So Here Jesus, ek kom net vanoggend en ek bid, Here. My gebed is vanoggend, Here, dat elke persoon vanoggend ontmoeting met God sal hê, Here, van die jongste tot die oudste, Here, en vanoggend al waarlik, Here, met ontmoeting met U sal hê, Here Jesus, om U liefde te ervaar. Here Jesus, U het afgekom aarde toe, sodat ons gered kan word. So vanoggend wil ons net kom dankie sê. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons Here is, Jesus. So Here, seën ons vanoggend, lei ons vanoggend, bewaar ons vanoggend. Nie omdat ons het verdien, Here, maar alles uit U genade, Jesus. Dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Amen. So ja, baie welkom vir die wat bietjie laat was. Ek is baie bly dis almal hier. Ek is regtig opgewonde, weet jy wat, die Here is net goed en hy is net amazing. En ek het vanoggend iets wat ek met julle wil deel, wat die Here op my hart gelê het. En nou, ek weet ek het al oor hierdie onderwerp vroeër in my lewe gepreek, maar ek het net so bietjie terugdink oor alles en ek gaan terugdink oor die jaar waar ons is en ons elkeen het 'n uitdaging in hierdie tyd van die jaar. Weet ons, jy het 'n paar deadlines wat jy dalk moet maak voor die einde van die jaar, voordat jy nou kan aftree of vakansie, want daar is nie regte om jy aftree nie, nou dink jy kan gaan aftree na vanoggend, nee, daar staan nergens in die Bybel jy mag aftree nie, hoor, so jy mag nie aftree nie. Maar in elk geval so, ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat, ons is aan die einde van die jaar, en ons almal is besig om 'n reis te hardloop. Ons almal is besig om, ek wil amper sê die amazing reis te doen. Ja, en dis 'n journey, want party dae is goeie dae en party dae is minder goeie dae. So ek het my tema vir vandag is hardloop met durf en daad. Okay? So jy moet hom met oorgawe doen. Jy moet elke geleentheid wat jy het aangryp. So ek wil jou nou vanoggend sê, ek het 'n obstacle course vir myself gebou, né? So as ek minder my nek breek, gelukkig het ek 'n dokter wat naby is. Ek seker van jy het geweet vanoggend jy moet jy wees waar ek my nek breek. So ek gaan my bes probeer om dit nie te doen nie. En so maar eintlik wat ek gaan vir julle 'n demonstrasie, dis hoekom ek dit die obstacle course daar het en so want dit is hoe ons lewe hardloop. Dis die lewensreis wat ons het. Party daar is goeie dae, party is smooth sailing, party daar is 'n bietjie meer uitdagend en so. Maar voordat ek by dit kom, wil ek vanoggend met julle 'n storie share en dit gaan deel wees van my hele preek. So ons almal weet, of kom ek stel dit so, as jy daar was eendag hierdie man, ek gaan julle 'n storie vertel. Daar was eendag hierdie man gewees en hy wou bitter graag 'n huis gehad het van iemand wat daar reeds in die huis gebly het. En hy het na die ou toe gekom en hy het by die deur geklop en hy het vir die ou gevra, mag ek jou huis koop? En die ou het gesê, nee, dit is my huis, ek hou van hierdie plek, jy gaan niks hier doen nie. En hy het gesê, dis reg. En hy het weggegaan. So het 'n tydperk verbygegaan en hy het weer teruggekom en hy het weer geklop en hy het gesê, wil jy nie regtig weer oorweeg, kan ek nie my jou huis kry nie? En die ou sê vir nee man, ek bly lekker hier, dis my plek, ek gaan nêrens heen. En so het dan weer 'n tydperk verbygegaan en na so 3 weke toe kom hy weer by en hy vra vir hom 'n guns. Hy sê vir hom, okay meneer, ek weet nou, ek mag nie jou huis koop nie, maar ek het een guns om jou te vra. En die ou sê vir hom, ja, wat is dit? Hy sê vir hom, mag ek 1 spyker in jou huis koop?
En die ou kyk hom so en hy sê, 1 spyker. Hy sê, ja, ek sal vir jou 'n klomp geld gee vir 1 spyker in jou huis. En hy sê, maak net daarvan. En hy sê, ja, is reg, wat is 'n spyker in die huis wil jy? En hy kies toe 'n spyker en hy koop die spyker vir 'n aardige bedrag. En so het dit gebeur dat tyd verbygaan, die ou is weg. En na 'n tyd kom die ou weer by hom. Hy sê vir hom, maar kom is so 'n onaardige sak daarin wat sleg ryk en sleg is. En hy sê vir hom, nou wat wil jy doen? Hy sê, ek wil hierdie sak kom ophang by my spyker. En hy gaan in en my ou sê, nee, jy kan nie, dis my huis. Hy sê vir hom, jy het daai spyker aan my verkoop, so daai spyker is myne. En hy gaan en nou is die ou baie omgekrap, maar nou het die ou hierdie halfdooie dier ding daar binne in, wat nou 'n bietjie ryk, en hy sit hom, en hy hang hom nou maar hy kan hom nie afhaal nie, want die spyker behoort aan iemand anders saam met die sak. En die tyd het verby gegaan, en hoe langer die tyd aangehou het, hoe meer het die sak begin stink, so erg, dat die ou nie meer in die huis kon bly nie. En op die ou ende het hy die huis aan die ou verkoop en gesê, kom vat net die huis, ek kan nie meer langer bly nie, want die probleem is, hy het die spyker gekoop vir 'n aardige bedrag. En hoe kom vertel ek vir jou die storie? Die moral of the story is, wat laat jy toe in jou huis van God? Wat laat jy toe om jou te laat verander? Goed of sleg? So weet jy wat, eintlik wat ek vir jou wil sê is, wees versigtig wat jy toelaat in die huis van God. Amen. So, nou ja, ek het gesê, ek gaan 'n obstacle course hê, so ek gaan my bes probeer om nie my nek te breek nie. Die obstacle course is, omdat ek en jy nie reis is, party van ons, hierdie is 'n baie maklike pad, ek kan loop en, dankie tog, ek gaan nie val nie, ek gaan nie seer kry nie, ek het nie 'n dokter nodig wat my gaan red nie, maar as ek hierso gaan, dan is dit 'n ander saak, okay? So eintlik moes ek vir Gryding gevra, maar ek gaan nou eerder my eie lewe waag op hierdie. So hier's nou 'n paar goeders, en dis waaroor dit gaan. Ons lewe is 'n journey. En wat 'n journey ook al op is, maak nie saak waar jy jouself in jou lewe vind, as jy 'n kind van God is, het jy 'n paar uitdagings, reg? Dis nie maklik. Die dag as jy vir my sê jy dit maklik, dan moet ek vir jou regtig vra wat doen jy verkeerd, of wat doen jy reg of iets, want dit moenie so wees. Jy het 'n paar uitdagings in jou lewe. En ons almal is besig om 'n reis te start. Ons almal wil by die wenpaal uitkom. Ons almal het die doel om in die hemel uit te kom. Ek hoop. As jy die doel om in die hemel uit te kom, dankie tog. Ek is nie daai probleem nie. Maar ons is iewers hier op pad. En om daar uit te kom, gebeur daar sekere dinge langs die pad en dit boikot jou. Want jou oë word op die probleem gefokus. En ek gaan vir julle nou wys hoe erg kan 'n mens op 'n probleem fokus. Okay, so ek gaan net probeer om my amazing reis te hardloop. En ja, ek hoop nie my broek skeer in die proses nie. So, jy kry 'n paar goeders, dis bietjie maklik. En dan kom daar 'n bietjie groter obstacles. Julle, Petrus, jy waag jou lewe hierso. Gelukkig is ek 'n waaghals. Okay, dan kom jy af. En so, dan is daar weer 'n bietjie, jy moet 'n balancing act doen. Ek gaan my nek breek. Okay. En dan gaan ek bietjie weer smooth. Okay, hier is die ene wat ek regtig voor bang is. John het hom net mooi gekom. Sien! Ja, jy gaan werk. Wat gaan ek doen? Ja, hier gaan ek doen nie. Ek gaan maar ommaak. Daar gaan ek my nek breek. Hier is so. Jo, dink jy die ding vir my? Okay. Ek is uitgeput. Dis hoe ons lewe is. Daar's baie maklike obstacles. Daar's ook baie hoë obstacles. En dan is dit daai wat jy wil van weghardloop soos wat ek van wou weghardloop volgende. Maar weet jy wat is het ergste? Die vyand gebruik dit om jou aandag op dit te vestig.
die Here te dien en om die Here te prys en te loof in die obstakel, fokus jy so op jou obstakel, dat jy nie by God uitkom. Dat jy mis wat God vir jou instoor het. En ons almal is skuldig daaraan. As die vyand kom, en hy kom roof en steel by jou, dan vat hy jou aandag weg. En wanneer jou aandag weg is van God af, dis wanneer hy lekker kry. Dis wanneer hy sy plek bereik, of sy oorwinning kry oor jou lewe. Maar ek en jy gee hom daai oorwinning. Dit is soos daai ou wat die spyker in die huis verkoop het. Hy het iemand anders toegang tot sy huis gegee. So dis hoekom dit belangrik is in ons daaglikse lewe, die reis wat ek en jy elke dag hardloop. Wie en wat laat ons toe in ons lewe? Hoe laat ons ander mense ons lewe beïnvloed? Hoe laat ons ander dinge in ons lewe beïnvloed? Jy kies. En vanoggend het jy 'n wedstryd of 'n wedloop om te hardloop. God het ons almal in 'n wedloop gesit. En jy kies vanoggend of jy God gaan volg, of jy jou fokus op hom gaan hou, of jy fokus op jou probleme. So ek wil vanoggend 'n paar dinge met julle share. Ons gaan begin met Galasiërs 5. As jy 'n Bybel het, kan jy na Galasiërs 5 toe gaan. En ek wil weet jy wat, ons is aan die einde van 2025. Nou almal, elke keer as jy, volgende jaar is jou jaar. Wie van julle het al daai ding gedoen? Nou, en dan volgende jaar sê jy, nee, die jaar is nog erger as vir hierdie jaar. Okay? So, jy het 'n keuse. So 2026 is om die draai. 2025 het amper sy boue gesien. En daar was, glo my, hierdie jaar was 'n uitdagende jaar, dink ek, vir 'n paar van ons gewees. Maar ons staan nog. Want jy wat, in dit alles, dink ek, glo ek in my hart, het ons fokus op God gehad. Het ons onthou, wie is ons bron, wie is die een wat ons dra? So vanoggend wil ek jy met Galasiërs 5 sê die volgende: Julle was so goed op pad. Ons almal is goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie, hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'n bietjie suurdeeg trek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Okay? Ek gaan eers 'n bietjie negatief wees. Ons like ons om negatief te wees. Ek gaan eers 'n bietjie negatief wees. So, wat hou jou weg van God af? Ek moet jou vanoggend daai vraag vra. Wat in jou daaglikse lewe hou jou weg van God af? Wat is jou verhouding met God? En elke ding wat jy elke dag aanpak. Dan, Galasiërs 5 vers 13 sê: Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy het mooi gehoor. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog oor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Dan, die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend as, want so kan julle klop, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Ek waarsku julle ook, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Nou as jy nou daai hele stukkie lees, net dan is die goeie gedeelte. Galasiërs 5 vers 22 wat die vrug van die Gees is. Maar wat my so amazing is, die woord sê,
En ons weet, die vrug van die gees wil ek sê, of die gees, is teen die vlees. Reg? Die gees hou nie altyd van my die vlees doen, want ons vlees is baie keer besig met die verkeerde ding in die lewe. Daai lysie van goed wat ek nou genoem het. Maar jy en ek het die keuse om in die vlees of in die gees te leef. En as ons in die gees leef, is ons veronderstel om op die geestelike goed in ons daaglikse lewe te fokus, nie op die vleeslike goeders. Maar ons het die wêreld wat gebeur, en die lewe wat gebeur, en die obstakels in ons lewe, en ons goed wat ons oë afval van God af. Ek dink, die Jesus moes ons elkeen met 'n paar oogklappige issue het, toe ons hom aangeneem het. Dat ons nie die ander goeders kan raak sien. Maar op die ou einde bly dit jou eie keuse om aan te gaan met die ander dinge. So wat sê ek volgens jou? Weet jy wat, net soos daar by die huis gebou, daai goeders toegelaat het. Ek en jy kan nie toelaat dat daar goed is wat ons weghou van God af. Jy is veronderstel om jou oë 24/7 gefokus te hou op God. En dis die challenge wat ek en jy het as kinders van God. So, terwyl ons op hierdie obstakels is, hou ons besig met die obstakel en met die ander dinge, en ons fokus nie op God nie. En ons kan nie dit doen nie. Dit sê, jy kan nie God en Mammon dien nie, reg? Nou, Mammon kan enige afgod in jou lewe wees. Daar is enigiets wat jy doen wat vir jou belangriker is as God. Dis jou probleem. Enigiets wat jou vanoggend weghou van God af, is 'n probleem. So jy, wat hier sit, moet vanoggend gaan besef, of gaan dink, wat hou jou weg van God af? Wat hou jou weg van jou verhouding met God af daagliks? Maar ek en jy, kan nie in die wêreld wees en God dien nie. Jy kan net God dien en God alleen. So, ons almal is op hierdie reis. En ons almal hardloop hierdie reis en ons almal probeer by die eindpunt uitkom. Maar jy kies om by die punt uit te kom of nie. Jy moet 'n daadwerklike keuse in jou lewe maak om te sê, ek wil by die eindpunt uitkom. Maar daar's te veel dingetjies wat ons weg. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 sê die volgende: terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaar teen hom verdra het, dan sal hy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons moet die heeltyd onsself vol maak van God. Ons moet onsself die heeltyd tyd maak vir God, sodat ons sy woord in ons kan sit, sodat ons die gees wat in ons is kan aanwakker om meer en meer van Jesus te wil hê. Wanneer ons dit doen, sal ons nie moeg raak nie. Wanneer ons dit doen, sal ons nie afgemat raak nie. Want ons fokus moet Jesus wees. Die Heilige Gees is daar in ons daaglikse lewe om ons te lei. Hoe lei die Heilige Gees jou in jou lewe? Wat laat jy toe? Hoe ver? Die Heilige Gees is daar vir jou en my. Die Heilige Gees is gegee deur God as 'n geskenk om ons op die regte pad te hou. So ons hardloop. 'n atleet kan nie net opdaag vir die 100 meter finaal en dink hy gaan wen as hy die hele jaar nie geoefen het nie.
Hy gaan 'n bietjie 'n paar probleme kry. Hy gaan 'n spier verrek, hy gaan molsteek kry, hy gaan dalk iets skeer wat hy nie wil skeer nie. Hy gaan 'n bietjie beserings opdoen. Net so kan ek en jy nie sê, ons is in die reis, maar ons oefen nie. Ons oefen nie ons geestelike lewe in God nie. En wanneer die uitdaging daar kom, moet jy nader aan God beweeg en nie nader aan die wêreld nie. Die vyand wil by jou kom steel. Die vyand wil jou vreugde kom steel. Die vyand wil jou moedeloos maak. Maar op die einde is dit jou keuse. Efesiërs 6, baie bekende stukkie, die wapenrusting van God. En ek het bietjie gaan dink toe die Here vir my hierdie stukkie gee, hoekom sit hier dit vir my deel van my reis? Ons sê elke keer, ons moet elke dag die wapenrusting van God intrek. Ons almal ken hom. So ek wil net vir julle lees, dan die van julle vergeet het. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op die pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting van God aan, soos wat hy vir julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Hoor julle, ons moet uittrek sodat ons op ons pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak teen God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoen aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof en as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ons het die wapenrusting van God nodig. Ons moet bereidwillig wees om die evangelie te verkondig. Ons moet ons geloof versterk in Jesus Christus. En hoe versterk jy jou geloof in Jesus? Deur op hom te vertrou in moeilike omstandighede. Wanneer daai obstakel in jou lewe is en jy jou oë wil afhaal en ek moet eers net fokus dat ek oor hierdie obstakel kom en jy is so gefokus en vergeet jy wat God vir jou wil doen. God se plan is soveel groter vir jou lewe. Maar ons het hom hierdie boksie gesit. Ons dink nie dat God dit vir ons kan doen nie. God hou nie net van my wat Petrus is nie. Hy hou van elke een van julle wat hier sit vanoggend. Ja, van jou ook, Dylan. Hy love jou. Sorry, Dylan. Hy is lief vir jou. Hy is gee om vir jou. En hy wil die goeie vir jou hê. Jy mag nie, jy kan nie die hele tyd op die negatiewe dinge in jou lewe fokus nie. Jy moet op die positiewe dinge fokus. En wat is die positiewe in jou lewe? God. God is jou alles. God moet jou fokuspunt wees. God moet jou dryfveer elke oggend wees as jy opstaan. As jy God die middelpunt van alles in jou lewe maak, sal jou lewe verander. Dit beteken nie, die uitdagings gaan nie daar wees nie. Dit beteken juist as die uitdagings daar is, gaan jou fokus God wees. So as jy vanoggend hier sit, en jy is besig om hierdie reis te hardloop waar jy hardloop, soos ek sê, ons is nou amper besig om die einde van 2025 se reis te voltooi. Jy gaan amper 2026 doen. Jy het 'n keuse om in 2026 dit 'n jaar van oorwinning te maak. Miskien het jou lewe drasties verander in 2025. Miskien het daar baie dinge verkeerd geloop in 2025. Kruitstaf. 2026 kan nie beter wees. Met God in jou kant.
kan nie. Ons kan nie die reis van Jesus voltooi, of in die hardloop. Ons is besig met allerlei ander goedjies. God moet deel van jou lewe wees. Ons lewe moet eintlik so toegewy wees aan God, dat jy nie eintlik eers uit die bed uit klim, totdat die Here vir sê klim uit die bed uit nie. En dit klink met baie verstaan wat ek sê. Moenie daai stemmetjie hoor wat sê, lê nog 'n bietjie nie. Nee, hy sê vir jou, klim uit. Jy moet dalk kies aan watter kant van die bed. Jy weet daai keer wanneer jy die verkeerde kant van die bed uitklim, en dan sê jou man of jou vrou vir jou gaan klim net terug in die bed en klim aan die ander kant uit dat jy beter lyk en voel en als. Ja, ek weet daarvan. Dis kom ek sê, life is happening, but you choose what happens in life. Hoe gaan jy reageer? Wie laat jy toe? Daai is spykertjie wat daai oomie by jou gekoop het. En ek bedoel nou die vyand, daai stukkies wat hy kom steel by jou. Hoeveel laat jy hom toe om te groei daarmee? Oh, hoe kan ek nie doen? So. God is groter as jou probleem. En ek weet vir party van julle wat vanoggend hier sit, gee vir my sê, jy weet nie wat ek vrees nie. Weet jy wat, jy weet nie hoe groot is my God. Jy weet nie wat ek kan doen. Ons het almal 'n challenge. Dis nie maklik nie, maar dis lekker. Kan onthou, die van julle wat nou nie, ek dink dit was 2 weke terug, ja, dit was 2 weke terug, het ek gesê, ons almal, as ek vir jou vra hoe gaan dit, dan mag jy nie sê, net okay nie. Dan moet jy sê, dit gaan fantasties, uitstekend met my. Nou, kan jy onthou? Ek het gelag daarna, want 'n paar mense het ek van vra, wacht nie fantasties met my, dan sê jy, ja, ek kry vir jou niet geluister wat ek gesê het. Die gesiggie van ons spreek boekedele. My vrou sê altyd met Petrus, verander jou gesiggie. Waar is ek kwaai is? Almal kan sien. Ek nie, niemand kan sien nie. Weet jy wat? Life is a journey. En jy moet geniet. En ja, die uitdagings is daar. Soos ek sê, party obstakels wil ek net van nou weghardloop in my lewe. Maar God is daar. God sal jou deurdraai te plan. Nou die volgende Bybelversie het ons 'n klop in getrek. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê: Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wat almal hardloop, maar dan net een die prys ontvang nie? Hardloop dan sodat julle die prys kan wen. Almal wat aan die wedstryd deelneem, ons sê hulle self allerlei ding. Het jy geweet dat 'n atleet, as hy homself wil voorberei vir 'n groot byeenkom, hy kan nie allerlei chocolates en lekker wyn eet nie. Hy moet 'n baie goeie fyn dieet volg. So miskien moet jy jou dieet aanpas. Wat beteken dit wat ek vir jou sê? Sit 'n bietjie meer van God in jou lewe en dan gaan jy dit dalk makliker wees. Dit wil jy nou nie gebruik nie. Glad nie. Ons sê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. So ek en jy kan nie besig wees met allerlei ander goedes as ek en jy in hierdie reis is. Ons is veronderstel om met God besig te wees. En God alleen. Nou
gaan mense vir myself, môre moet ek my job gaan kry. Gaan fire my... Nee! In jou werk moet jy God sit. In jou daaglikse lewe moet jy God toepas en uitleef in jou lewe. Sodat die mense om jou kan sien, God is by jou. So wat is die stryd? Wat is die hardloop jy? Die obstacle course? Of die reis van die lewe van Jesus Christus? Waar is jou fokus? En soos ek sê, dan kom baie keer jy moet goed opoffer. Nou wil jy nie dit oor nie. Bietjie minder chocolates eet. Bietjie minder chippies eet. Bietjie minder gaskoeldrank drink. Daar's 'n paar goed wat moet gebeur. Bietjie minder nonsens praat. Bietjie minder gevoelens seermaak. Bietjie minder. Ons almal het iets. Selfs ek sien perfek. Dankie tog daarvoor. Jy en ek kies om hierdie reis te hardloop. Ek en jy kies, as ons God kies, dis 'n groot keuse wat jy maak. En saam met dit, gaan God saam met jou wees. God sal jou nie in die steek laat. Al voel dit vir jou so. Hou jou oë net gefokus op hom. 2 Timoteus 4 vers 7 sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. So wanneer ek en jy 'n verwagting het, wanneer ek en jy by God wil uitkom, en ons so graag 'n begeerte het om Jesus deel van ons lewe te hê, maak nie saak wat nie, sal ons by daai doel uitkom, sal ons by daai wenstreep uitkom. En wat is jou doel? Om die ewige lewe te bereik, reg of verkeerd? Wat wil jy hê vanoggend? Wat het jy nodig vanoggend in jou lewe? Jy het die ewige lewe nodig. Jy het nie die vyand nodig, jy het nie allerlei ander dinge nodig, jy het net God in jou lewe nodig. As jy God het jy alles. God is jou oorwinning, God is jou redding. Staan vas op die woord van God. As God 'n belofte oor jou lewe het, herinner hom aan sy beloftes. As God vir jou iets wil laat bereik, gaan hy jou dit laat bereik. Maar wat is 'n reis hardloop jy vandag? Die reis van die lewe of die reis van die dood, wil ek sê? Ja, ek hardloop. Party dae is dit makliker as ander dae. Weet jy wat? By dit alles is God daar. Hy hou jou vas. Hy dra jou, hy bewaar jou, hy beskerm jou. En jy kies vandag. Dis 'n baie groot keuse wat ons moet maak met dit. Partykeer moet jy vriende verloor in die proses. Partykeer verloor jy familie in die proses. Partykeer verloor jy ander dinge in jou lewe wat vir jou belangrik was. Maar dis oké, want God is die eindpunt waarna ons streef. As ons by God kan uitkom, oh boy, ons gaan lekker sing. Ons gaan lekker worship. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Jy gaan alles kry wat jou hart begeer. Hou jou oë gefokus op God. Jou challenge, God is daar.
saak hoe groot jou challenge is. En ek wil vir jou sê vanoggend, kies die Here, kies sy weg, en jy sal sien hoe jou lewe verander. Ja, dit gaan nie maklik wees, soos ek sê, daar is altyd daai uitdaging. Maak nie saak wie jy is nie. Jy gaan nog steeds 'n challenge hê. Kom ek sê vandag vir jou, selfs die rykste ou in die wêreld het 'n challenge. Want hy weet wat hy met ons geld doen. So jy het 'n challenge, maak nie saak wie jy is en wat jy is hier op aarde nie. Maar die belangrikste is waarop jy gefokus in jou challenge. Wat wil jy bereik op die einde? Wil jy God bereik en met God uitkom in die hemel kom? Of wil jy daar gaan waar dit bietjie warm is? Ek kan nie onthou, ek het in die week iets gedoen. Ouma Royal stuur vir my om chips te gaan koop. Net slap chips. Lekker. En ons gaan koop slap chips. En nou is ek lei om die kar in te trek by ons huis. En ek hardloop nou met die pak slap chips daar by die hek. Maar die slap chips is warm. Dis vrekkig, né? Maar die tyd wat ek by in die huis kom, dit was eintlik die week vorige week. Maar my hemp is vol van hierdie olie. En is my gunsteling hemp. En ek kyk so. En ek mag iets sê nie met ouma my gevra. En dit reën buite dan, nou dit reën. En is alles en ek brand. In die proses myself gepaar. En ek dink vir myself, en ek sê, Here, asseblief moet ek net nooit so brand, en mag ek asseblief my fokus net op die in die Here. Want toe besef ek sal nie survive daar nie hoor. Dit is nie so erg wat die dag gaan wees nie so, is okay. Ek dink is maar fyn dat ek die Jesus eerder volg. Ek dink dit klink nou 'n beter opsie op die stadium. En dit klink nie stupid, maar dit is, weet jy wat, ons moet ook baie keer net so. Dis alledaagse dinge wat ons actually kan herinner dat dit baie beter gaan wees om met God te wees. Om ons fokus op God te hou. So waar is jou fokus vanoggend? En dis wat ek wil afsluit. Waar is jou fokus vir 2025, 26, begin 2026? Hoe naby aan God is jy op die stadium van jou lewe? Of hoe ver is jy? Is jou oë gefokus op God of is jou oë gefokus op jou uitdaging? Ek het julle nou gesê, ek nooi julle, die meeste van julle, nooi julle na volgende Sondag. Jy moet dit nie mis nie. Dit dan die treine, volgende wees, jy gaan mis dan nie. Ek beloof vir jou. En nie omdat want ek het net so groot verwagting dat God gaan kom doen. Jy gaan aan God se tafel, sy bruilofstafel kom sit. Soos jy nou sit, jy gaan nie so sit. Jy gaan by 'n tafel sit. En weet jy wat se beste? Daar gaan 'n naamplaatjie wees van presies waar jy moet sit. So as jy volgende Sondag hier wil wees, moet jy asseblief onthou om my jou naam te stuur. Ek moet jou naam hê. Andersins, dan gaan ek nie vir jou 'n naamplaatjie hê. Ek gaan dalk nie vir jou 'n tafel hê. Ek sal 'n ekstra tafel maak net vir 'n geval. Maar weet jy wat, ek het net so hierdie verwagting van iets wat God wil kom doen. En elke jaar het ons, vandat ons die kerk begin, ek en my vrou, ons die Kersfees tradisie basis. Nou gewoonlik doen ek dit op Kersdag of so, maar hierdie jaar het ek besluit om 'n bietjie anders te doen, vroeg. So moet dit nie mis nie. Weet jy wat, ek het net 'n verwagting dat God iets in jou lewe wil kom verdoen en want waaroor gaan dit om in eenheid met God te beweeg. En dis wat ons thema gaan wees, om in eenheid met God te beweeg. So jy daai verwagting.
weet dat God 'n afspraak met jou gaan hê. So, ek wil vanoggend vir jou vra, waar staan jy in jou reis met God vanoggend? Is jy op die regte pad? Of het jy 'n bietjie moeg geraak? Het jy dalk te veel op die uitdaging begin fokus? Waar is jy? So jy almal met hulle oor toe. En ek wil jy moet my stem luister. Maar bo dit alles moet jy na God se stem luister. En ek wil jou vra, waar staan jy in jou verhouding met God vanoggend? Is jou fokus op hierdie stadium jou uitdaging, of is jou oog op God? En ek wil vir jou sê, as jy vanoggend hier wil uitstap met 'n sekerheid in jou hart, dat jou fokus God is, en nie jou uitdaging nie. Miskien het jy net vanoggend vir iets geklik, soos hulle sal sê, dan 'n liggie aangevoel. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, fokus op God. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat die vyand probeer om steel. Die vyand gaan altyd kom try en steel. Onthou net, hy wil jou vreugde en jou joy steel, want as hy dit reg kry, het jy net waar jy wil hê. So vanoggend vra ek jou, weet jy wat, ons almal maak foute, ons almal is nie altyd daar nie, ons almal raak moeg, ons almal raak. As jy vanoggend is en jy sê, Here, ek het net weer nodig om reg te maak. Ek het net weer nodig om hierdie reis te hardloop en met U aan my kant en weg van dit wat my terughou. Enige staan daar by is. Die Here is by jou. Die Here sê vir jou, kom, almal wat moeg en belas is, almal wat voel hulle kan nie meer nie, hardloop saam met my. Ek het 'n plan vir jou. Hou jou oë gefokus op my ten alle tye, op jou reis. Die fokus is God. Die fokus is om die eindpaal te bereik. Die fokus is om die hemel te kom. Die fokus is om jou oë gefokus te hou op die koning van die konings. So is jy oor daar, of is jy oor jou op die wêreldse goeders. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe en ek wil vir U dank. Here, dankie vir die amazing reis waarin ons besig is. Here, ek kom en ek draai elke persoon wat nou staan aan die op vanoggend, Here, en ek sit hulle by U voete neer, en ek vra Here Jesus, dat U met hulle 'n pad sal stap, Here, dat hulle in hierdie week net nader aan U sal kom, en 'n ontmoeting met U sal hê, Here Jesus, dat hulle sal weet dat God leef en God regeer, Here, en dat God deel is van hulle elke dag se lewe, Here Jesus. Ek dank U, Vader, Here, vir alles wat U vir ons gee. Ek bid, Here Jesus, dat U ons sal seën, en dat U sal seën op hulle dagreis, Here, en op hulle, Here, stuur die wolkkolom in die dag, en die vuurkolom in die nag, om hulle te lei, Jesus, vanoggend, Here Jesus. Here, dankie vir alles wat U doen. Dankie dat U die God van die onmoontlike is, Here Jesus. Here, U ken elke persoon wat staan, U ken elkeen se begeerte, U ken elkeen se hart vanoggend, Here. Maar Here Jesus, U is in vanoggend in beheer van hulle lewe, Here Jesus. Wat U vanoggend weer beheer. Dankie, Here, vir dit wat U doen. Dankie dat ons weet, Here, U is met hulle, U is by hulle, U staan hulle, omvou hulle met die liefde vandag, Here Jesus. En dat hulle oë gefokus kan wees op U in Jesus.